Goeiedag geliefdes, weer 'n wonderlike Sabbatsure wat ons met ons dierbare, kosbare Hemelse Vader gehad het, weer sy boodskap te kon ontvang, maar dit nie vir onsself te hou nie, maar ook aan ander te kan meedeel. Vandag gaan ek praat oor Jesus het gebuig en sy voete gewas. Maar voor ons begin, kom ons maak ons oë toe. Ons dierbare, kosbare Vader in die hemel, weer eens baie dankie vir die voorreg wat ons het om uit u troonkamer die wonderlike, lieflike boodskappe te kan ontvang. Die voorreg wat ons nog het om vrylik die Bybel te kan lees en vrylik die boodskap kan uitstuur na ander. En dat ons nog vrylik kan kerk toe gaan. Maar Here, wees met elkeen wat hierdie boodskap luister, dat ons weet ons werk hier op aarde is nog nie klaar nie, en ons het 'n werk om te verrig, sodat u spoedig ons kan kom haal om huis toe te gaan. Wees met my, terwyl ek hierdie boodskap oordra, nie wat ek spreek nie, Here, maar wat u wil hê ek moet spreek. So bid ek, tot eer en verheerliking van u heilige naam, Jesus Christus. Amen. Ek wil vandag praat oor Judas Iskariot. Nou in Johannes 13 is daar gepraat dat die Here Jesus het die disippels se voete gewas. In vers 2, Johannes 13 vers 2 praat het van en gedurende die maaltyd. Die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gegaan, van die maaltyd opgestaan en sy boekleer uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Nou kyk ons na vers 13 toe. Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie. En 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Ek wil gou vir julle, voor ek verder die skrif lees, wil ek hierdie stukkie vir julle lees. Dit sê, is jy bereid? Terwyl Jesus geweet het, die soen gaan hom waarmee hy verraai gaan word. Die silwer is reeds in sy verraaier se sak. Die verraad gaan hom diep sny en pynig. En steeds het hy hom gedien. Want in daardie boefvertrek, net ure voor die spykers, voordat die verraad 'n werklikheid geword het Jesus hom steeds in die oë gekyk. Het Jesus hom nog 'n kans gegee, nog steeds die brood aangebied, nog steeds gebuig en sy voete gewas. Ek sukkel, want ek het mense afgesny van verminder as dit. Maar Jesus, nee, hy het dit die een gevoed wat sy lyding aan die gang gesit het. Dis nie net liefde nie, dit is bonatuurlik. Dis genade in sy rauwste vorm. Dit is genade wat nie sin maak nie. Dis deernis sonder voorwaardes. En dan tref dit my.
Is ek ook 'n Judas? Ek verraai sy genade met my dade. Ek het hom met my stilte verloon. Gehardloop wanneer ek moes gebly. Die wêreld agtervolg terwyl hy my volg en vir my wag. En nog het hy my lief. Hy nooi my steeds na die tafel. Hy voed my steeds. Hy vergewe my steeds. Hy is nog steeds lief vir my. Hy is nog steeds lief vir u. U is kosbaar vir hom. Ek is beskaamd gelaat deur daardie soet liefde, want dit ontbloot my karakter, elke fout, elke mislukking, elke onwaardige stukkie van my. Maar nog steeds kies hy my in elk geval. Soos Judas het ek ook geëet. Dit maak my nederig en skaam, omdat dit my herinner dat ek nooit geliefd is, omdat ek iets goeds gedoen het nie. Ek is geliefd, omdat hy, Jesus Christus, liefde is. Ek wil hê ons moet weer blaai daarna, Johannes 13, vanaf vers 21. Toe Jesus het gesê, het hy sy gees ontsteld geword en getuig, en gesê, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En die disippels het na mekaar begin kyk, en in twyfel omtrent die een van wie hy dit sê. En een van sy disippels, hy vir wie Jesus lief het aan die tafel teen die bors van Jesus gelê. Simon Petrus knik toe vir hom, dat hy moet vra, wie dit kon wees, van wie hy spreek. En hy val op die bors van Jesus en sê, vir hom, Here, wie is dit? Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee, as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stukkie geneem het die Satan in hom ingevaar en sê, Jesus sê vir hom, wat jy doen dit haastig. Maar waarom het hy dit vir hom gesê? Het niemand van die wat aan die tafel was verstaan nie? Wat sommige gedink het, terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. Toe hy dan die stukkie geneem het, hy dadelik uitgegaan. Dit was nag. Ek wil weer teruggaan na hierdie stukkie wat sê, soos Judas het ek ook geëet. Dit maak my nederig en skaam, om dit my te herinner dat ek nooit geliefd is, omdat ek iets goeds doen nie. Ek is geliefd omdat hy, Jesus Christus, liefde is. Soos dit in sy woord staan, hy haat die sonde, maar hy is lief vir elke sondaar. Dit is ons optrede ook. Mag ons 'n wonderlike, liefdevolle week sal hê. En weet dat Jesus is lief vir ieder en elk van ons. Maar ons tyd raak min. Kom ons sluit af met gebed. Ons dierbare, kosbare Vader in die hemel, dankie vir hierdie kosbare insettinge wat U weer eens vir ons gegee het. En as ons soos Judas gedurig val, Here, tel ons op. Omhels ons met U liefde. En maak ons wakker vir die waarheid. Dat ons nie ons rug sal draai op U nie, maar eerder na U toe sal hardloop en in U warm arms sal bly. Maar nie net vir onsself te hou nie, maar ook aan ander dit oor te dra, wat dit so nodig het. Here, so bid ons tot eer en verheerliking van U heilige naam.
Jesus Christus. Amen. Ek wil hê ons moet graag na hierdie liedjie luister. Die 5-jarige dogtertjie sing, There is peace in Christ. Ons praat weer. Totsiens. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ.